Right, graad 12, dit is net vir jou hierdie vraagiekie, analitiese meetkunde graad 12, gaan in vraag 2 wees van vraagstel 2, so kom ons kyk wat vra hulle vir ons. Al wat bykom, om sommer vir jou 'n bietjie agtergrond te gee, is maar net sirkels en ellips, so kom ons kyk. Al wat jy kan gebruik van die inligtingsbladsy af, is die ellips se vergelyking. Nou, hulle gee hom baie keer by die vraag, maar weet maar net dat hierdie formule is beskikbaar op jou inligtingsbladsy, jou formulebladsy. Nou goed, die vraagiekie lyk so. So hulle sê vir ons hierso, in die diagram hieronder is O die middelpunt van beide sirkels, okay, so die kleintjie en die groote. En dan sê hulle vir ons L en N is op die omtrek gemerk van die groter sirkel en M is op die omtrek van die kleiner sirkel, soos jy kan sien. En dan sê hulle vir ons LN is 'n raaklyn. Dis nogal belangrik dat jy weet dat dit 'n raaklyn is aan die kleiner sirkel om by die kleiner sirkel by punt M. Okay, so hy raak slegs daar. En dan laastens sê hulle vir ons R is die X-afsnit van die kleiner sirkel en K is die Y-afsnit van die groter sirkel. Okay. Nou die eerste vraag sê vir ons slegs vir 2 punte. Bepaal die vergelyking van die groter sirkel. Nou, jy moet onthou dat die vergelyking van enige groot of klein, maar volle sirkel is x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan r kwadraat. Okay, so as dit die vergelyking is vir 'n sirkel, 'n volledige groot sirkel, dan moet jy altyd onthou dat jy het of die radius nodig, of jy die 2 punte, of nie 2 punte nie, maar 'n punt nodig van 'n x en 'n y. Okay, so ons het definitief nie die radius gekry van die sirkel nie, nêrens nie, is nêrens ook aangedui nie, maar ons het wel 'n punt, inteendeel 2. So dit maak nie saak of jy nou vir L gaan gebruik en of jy nou vir N gaan gebruik nie. Nou ek gaan sommer nou maar vir N gebruik en invervang en kyk wat die vergelyking op uitspeel. So 2.1.1, ek gaan sommer hakie kwadrate klaar maak en die invervanging doen. So daai is mos nou die x waarde, daai is die y waarde, so x kom hier en y kom hier en dan bereken ons dat dit gee 9 en is 1, so dis 10. So r kwadraat is gelyk aan 10. Reg, vra jou sakrekenaar as jy onseker is waar daai 10 vandaan kom. En dan kan jy afsluit met die vergelyking, want hulle het net die vergelyking gevra. Hulle het nie vir die radius gevra nie, graad 12, hulle het net gevra vir die vergelyking, so jy stop daar. Want in die volgende vraag, soos tegniese wiskunde maar werk, die vrae volg op mekaar, nê? Okay, nou vra hulle vir ons die koördinate van K. Nou K is hier op die groot sirkel, waarvan jy die vergelyking nou het, en omdat jy weet, daai is die y-afsnit, kan jy een van 2 dinge doen. Jy kan die x 0 maak, en dan jou vergelyking oplos, wat y dan nou gaan wees, of, ek dink dis persoonlik die makliker ene, omdat jy weet, daai 10 is r kwadraat, kan jy nou gaan en sê, wel, hierdie is mos nou die radius van die sirkel, so van die oorsprong af tot by K, gaan jy die R kry, né? Dan moet 'n R wees. So ek sou dit gedoen het. Ek sou gesê het R kwadraat is gelyk aan 10, en nou kan ek gaan en sê, right, die vierkantswortel van 10 gaan vir my R gee. Die desimaal kan jy ook seker geskryf het. Ek net gou sien, wat is die desimaal? Die desimaal is 3,16 eenhede. Maar nou, dit is die radius, né? So nou moet jy asseblief onthou dat waar werk jy? Hierdie is die onderkant van die y-as. So dis die negatiewe kant. So as jy jou punt skryf vir K,
gaan jy sê k, x is 0 en die y gaan minus die vierkantswortel van 10 wees of minus 3,16. Okay? As jy net vir my die antwoord gegee het, want jy het jou logika gebruik, het ons albei punte nog steeds vir jou gegee, want dis 'n punt vir die 0, omdat jy geweet het, x moet 0 wees, en dan 'n punt vir jou y-waarde, want dit is, of dit kom van jou vergelyking af wat jy uitgewerk het in die eerste vraag. Reg. Nou, volgende ene vra 'n rede hoekom is LM gelyk aan MN. Nou, as ons later, as jy die ander video's volg, vraag 7 tot 8, gaan oor jou sirkelstellings. Daar's mos hordes van hulle. Ek dink 10 of 12, as jy nou baie presies wil tel. En dit sluit aan daarby. Omdat jy gelees het, en ek wil dit net gou-gou met 'n ander kleur highlighter gou-gou vir jou duideliker maak, omdat jy gelees het dat hierdie is, okay, daar is die radius, maar dat jy gelees het dat daai lyntjie MN 'n raaklyn is. Daar is dit in die informasie ook aangedui. Nou 'n raaklyn en 'n radius, R and R, is altyd loodreg met mekaar, nê? En dit halveer mos die lyn. Ek gaan net gou vir jou pen kry dat dit duidelik is. Hy halveer hom. So hulle sê vir jou, gee net 'n rede hoekom dit halveer. Hoekom is dit waar vir daai halvering? Hulle vra nie, is dit nie? Hulle soek net die rede. So die rede is so eenvoudig soos om te sê, en dan gaan ek dit sommer hier by die vraag skryf as julle nie omgee nie. Raaklyn is loodreg op radius. Okay, dis een van daai verskriklike baie stellings wat jy moet leer. Okay, nou omdat ons weet hy halveer, beteken dit mos nou dat daai is 90 en daai is ook 90. Maar nou vra hulle vir ons bepaal die koördinate vir R. Nou weer eens koördinate is 'n x en 'n y-waarde. En waar lê R? R lê op die kleiner sirkel. Nou as ons kyk op die kleiner sirkel, is daar niks punte nie. Onthou wat ek hier gesê het by die eerste vraag. Jy het of 'n x en 'n y nodig, of jy die radius nodig. Nou jy het nie die radius van die klein sirkel nie, nog minder het jy 'n punt. Maar daai punt daar, punt M, gaan jy kan bereken. Want dit is die middel van L en N. So as dit dan nou die middel is, dan gaan ek nou die volgende kan doen. Die middelpunt formule van jou inligtingsbladsy af, hoofletter M, en dan doen ons die invervanging. Eers die x'e, dan die y'e, en dan die invervanging is mos nou die L en die N. So L se x-waarde is -1 en N, sy y-waarde, ek moet aanhou met hom, sy y-waarde is 3, en dan N sinne is 3 vir die x en 1 vir die y-waarde, en jy bereken dan nou vir M, hoofletter M. Okay, dis nou per toeval dat die hoofletter M eintlik hier gebruik is, want die hoofletter M op jou inligtingsbladsy is ook vir die middelpunt. Ek wonder of hulle nie dalk dit strategies so beplan het om jou 'n klein bietjie meer te help, maar nietemin, dit gee vir jou 'n antwoord van, sommer net tyd spaar ek hierdie antwoorde, dit gee vir jou 1 en dit gee vir jou 2. So die punt hier op die klein sirkel is 1 en 2. So nou het jy 'n punt om in te vervang, sodat jy kan uitfigure wat is die radius, want daai gedeelte, kom ek highlight dit vir jou in 'n ander kleur, van daar tot daar is 'n radius van die klein sirkel. So as ek die vergelyking van die klein sirkel kan kry, dan kan ek daarmee die radius bereken. Goed, so kom ons gaan verder. So ons gaan nou sê, ons gaan nou die vergelyking van 'n sirkel vat,
en ons gaan invervang, hakkie kwadraat plus hakkie kwadraat is gelyk aan r kwadraat, en ons vervang in, ek gaan dit sommer in pers wys, 1 in die x en 2 in die y se plek, en dan kry ons hierso, ek dink dis 5, jep, dit is 5, maar dit is wat r kwadraat is. So ek kort nog die radius, en die radius gaan dan uitwerk op wortel 5. En ja, jy kon die desimaal ook mee gewerk het, ek is nie mal oor die desimaal nie, maar goed, dit is 2,24. Nou, weer eens, soos wat jy gedoen het, toe jy vir k uitgewerk het, moes jy gaan kyk het, waar op die as lê hy aan die positiewe of die negatiewe kant, so k was op die negatiewe kant, op die x-as is hierdie nou die positiewe kant. So jou punt vir r, of jou koördinate vir r, gaan wees r, en die x-waarde gaan positief wees, ek hou van my wortel, so ek gaan daar so wortel 5 skryf, en die y-waarde is 0, want hy lê op die as self. Ja, dit was 5 punte gewees, so ja, dis hoekom hier so baie werk is, en bygesê, baie dinkwerk. So dink kreatief met die inligting wat jy het, hoe om die probleem op te los. Goed. Dan jou volgende vraag, die laaste deel van vraag 2 is altyd jou ellipsvraag. En hier vra hulle nou weer vir 'n baie eenvoudige 1 punt. Jy moet hierdie vergelyking wat hierbo gegee is in hierdie vorm skryf. So hierdie vorm sal jy nou onthou, het ek hierdie video mee begin, want dit is die formule wat van jou inligtingsbladsy afkom. Nou letterlik al wat jy gaan moet doen is, hulle sê a kwadraat. So daai 9 moet 'n 9 bly, maar ek moet dit as 'n kwadraat skryf. So jy kan die moeite doen en die vierkantswortel van 9 bereken, dis 3. En die vierkantswortel van 25 is 5. So as ek nou 2.2.1 gaan uitskryf vir dit wat hulle vir my vra, nê? Dan gaan ek nou kan sê x kwadraat op 3 kwadraat, want 3 kwadraat graad 12 is nog steeds die 9 wat daar gestaan het. Dis belangrik, dit was 9, dit moet nog steeds 9 wees, dit moet nie iets anders wees nie, dit kan wel anderste lyk, maar dit kan nie anderste wees as 9 nie. Ok, die waarde daarvan nie. Ok, en dan plus y kwadraat op 5 kwadraat. So die 5 kom ons nou van jou vierkantswortel af, maar 5 kwadraat is nog steeds die 25, en ek het nie die waarde van dit verander nie, net hoe ek het skryf, het ek het wel verander, want jy gaan nou sien, hoe dra dit by tot my volgende vraag. So, dit was jou 1 punt vraag. Jy sal te bly wees as jy die vraag kry, want dit was die maklikste 1 punt wat jy in jou lewe sal verdien. Nou goed, nou vra hulle nog steeds vir jou, jy moet die grafiek gaan skets. Ok, nou asseblief mense onthou, dit is 'n ellips. Dit kan nie lyk soos 'n sirkel nie, kan nie lyk soos 'n driehoek nie, dit kan nie anders te lyk as 'n ellips nie. Ellips loop of regop of dwars. Ok, hulle noem eintlik baie fancy name, vertikale, horisontale ellips. Ok, maar nou, hoe sluit hierdie antwoorde aan by wat ons uitgewerk het, by wat ons hier moet doen? Nou, liewe graad 12, daai x kwadraat, nee, wat onder hom staan, dui aan waarmee werk ek op my x-as. So dis belangrik dat jy weet 3 is waarmee jy werk. So as ek nou die assestelsel vat, hulle sal vir jou 'n assestelsel gee om mee te werk, so ontspan. So op die x-as gaan ek by 3 wees en minus 3. Ok, want hy moet of so lyk of so lyk. So daar gaan 2 x'e wees. Net so gaan daar 2 eie ook wees. Ok, en dan as ek die ander as vat, daai ene onder die y kwadraat sê vir my wat op my y-as gaan gebeur. En op my y-as gaan ons lê by 5 en minus 5. Ok, ek het natuurlik net verskriklik skeef geteken. Kom ek kyk of ek hierdie skets so
klein bietjie kan red. Dit kom nou van nie kan werk op 'n assestelsel wat klaar gegee is nie. Okay, ek dink dit lyk 'n bietjie beter. En dan as jy hom teken 'n vrye hand, onthou hy moet 'n bietjie buig daar en dan ombeweeg, daardeur beweeg en so ja. So as jy sou wou weet, dit is 'n vertikale enetjie want my y was groter as my x. Okay. En dan het jy hom geskets. En ek het nou so baie hier geskryf, ek kan nou nie eers sien wat die punte hier is nie. Was dit 2 punte? Ja man, die 2 maklikste punte wat jy sal verdien. Okay. Right. En dit is die einde van vraag 2. So regtig waar, vraag 1 en 2 van vraestel 2 moet jy regtig waar doen, want dis maklike punte. En ek dink as ek reg kan onthou, was dit 12 punte vir vraag 1 en 13 punte vir vraag 2. So dis 25 punte van die 150 wat regtig eenvoudig is. So asseblief, jy moet dit doen. Baie dankie, ek sien jou by vraag 3.